Goeiemôre, dis 1 Oktober, tyd vir wêreldnuus. So die grootste nuus hier in Amerika wat nie regtig 'n impak op ander mense het nie, is dan die government shutdown gisterand. So hulle is nou besig met deliberations. Hopelik kan hulle daai uitsort in die volgende paar dae. Vir ons gewone burgers is dit regtig nie 'n groot impak nie. Die enigste impak wat dit regtig sal hê is soos national parks. Sekere national parks kan jy nou nie ingaan nie. Jy kan nog steeds deurry, maar daar gaan nie services wees nie. Daar gaan nie park rangers wees nie. Die gebouetjies in die national parks, weet die welcome centers en dit sal nie oop wees nie, maar jy kan nog steeds daar deurry. Dis die een ding wat gewoonlik, en ons onthou dit laas keer toe dit gebeur het, ook toe ons daar deurry, kon jy nie ingaan. Dan mense wat travel, dit kan jou 'n delay maak. As jy Amerika toe kom in die volgende paar dae, jy kan gedelay word op die lughawens by security checks. So, daar gaan nog steeds security checks wees, maar daar gaan minder ouens wees. En onthou, daai ouens, hulle word nie betaal op die oomblik nie, so hy kan onder druk bietjie wees om sy job mooi te doen. En dan die ander ding wat kan gebeur is, wat wel gebeur, is dan federal ouens wat hulle jobs verloor, nie verloor nie, hulle jobs is op hold tot die ding uitgesorteer word. Dis maar basies die impact wat government shutdown het vir die volgende paar dae. En dan, ek maak mos baie video's oor die refugee program, ek het vanoggend een gemaak, die gaan op hold wees tot die mense aan die gang is weer. Dan is daar in die Filippyne 'n aardbewing gister gewees, daar is nou al 69 mense dood, en dit is nadat hulle deur 2 tyfoons ook laasweek getref was, so dis shame, die mense in Filippyne word gehit met national disasters die laaste 2 weke. Ongelukkig al 69 dood en obviously baie skade. Hopelik kan hulle redelik vinnig herstel daarvan. En praat so van die tyfoons, onthou die kerk wat gekollaps het daar in Indonesië gister. Ja, of nie die kerk, die skool wat in Indonesië gister gekollaps het. Hulle soek nog steeds grou om probeer die kinders wat daaronder getrap is uit te kry. Dit is in 'n boarding school in Indonesië. Ek sien hulle pomp suurstof daarin om hopelik die ouens en die kinders aan die lewe te hou tot hulle kan by hulle uitkom. Dit is maar rof, jong, vir die kindertjies daar so by Indonesië. Dan praat ek nou van nog 'n kollaps. Vandag 'n kerk in Ethiopië wat onder konstruksie was. Hierdie kerk het gekollaps terwyl hulle services daar gehad het, en daar's sover 25 dood en oor die 100 beseer. So hier sien jy, die laaste 2-3 dae is daar maar geboue en goed wat kollaps, jong, en obviously aardbewings ook, en daai ander kollapse wat ek van praat, van daai skool en hierdie kerk, en niks met aardbewings te doen nie. Dis dan maar rof, regtig rof. So, die volgende ding wat ek oor praat, kan 'n groot impak op die Oekraïne oorlog het. Trump consider nou om Tomahawk missiele aan Oekraïne te gee, en met daai Tomahawk missiele kan hulle ver in Rusland inskiet. Nou het ek al gehoor van die civilian experts van hulle daar in Suid-Afrika wat praat van die Tomahawk missiele. Skielik is hulle nou militêre experts, hulle sê, well, dit kan nie gebeur nie, want hulle gaan eers platforms moet bou om die goed te lanseer, en die Russe sal die platforms kan sien, en dit gaan lank vat, en hulle gaan die platforms bom die hele tyd, so jy nie kan bou om te lanseer nie. Ongelukkig vir daai mense, obviously, ek verstaan, hulle verstaan nie militêre equipment en goeders nie. Tomahawk missiele word van voertuie af gelanseer op die land, of van skepe af. So eenvoudig ry hulle met 'n trok in, lanseer die missiel in ry uit. Hulle skuif dit rond die hele tyd. So, daai wat nou hoop en bid, daai anti-American mense in Suid-Afrika wat so slim is met hulle military expert goed, wat dink dit sal nie gebeur nie, dit kan maklik gebeur. So, die impact wat dit kan hê, Oekraïne kan nou diep in Rusland tref met hulle Tomahawk missiele. Tomahawk missiel kan 1000 kg hoor dra en ver gaan. Dis 'n stadige missiel, kan afgeskiet word as jy weet waar hy is, as jy hom in die hande kan kry, en kan hy afgeskiet word. So, daar sal sekerlik van hulle kan afgeskiet word as hulle ingaan, dis logies, enige ding kan afgeskiet word.
Maar daar is wat kan deurgaan en diep skade maak. Die ding met die Tomahawk missiel is wat dit baie moeilik maak om af te skiet, is sy vlugvermoë. Hy vlieg baie laag, terrein hugging, en die radar kan hom nie optel daar nie. So daar gaan fisies vliegte in die lug moet wees om hom op te tel met hulle radar van bo af. En dan sal hulle kan invlieg en met 'n vliegtuig afskiet as hulle kan, of die missielstelsels. Nou, die Russiese missielstelsels wat hulle het, die S-400 en 500, het kan redelik laag trek, maar nie almal, nie altyd nie. En soos ons nou al gesien het in die laaste 3 jaar, en nou juist daar in Iran, dat is die S-400 missielstelsel van die Russe, glad nie wat hy bedoel was op papier. Hy het nog nie perform soos wat hy geclaim het hy kan perform nie. En dan die ander probleem is die Tomahawk missiel kan nuclear warhead dra, so jy weet nie as jy dan kom met 'n nuclear warhead of nie. Iets om aan te dink. Maar daai goed moontlik as hy dit stuur, gaan 'n impak hê. Kom ons gaan na die history toe. 1829. The South African College was established in 1829, en onthou later het hy mos die University of Cape Town geword. Die South African College is daar in die Kaap gemaak, en hy het later University of Cape Town geword. Daai college is eintlik opgesplit in 2 skole, en die een was nou die University of Cape Town. Dis die history, kom al van 1829. So die mense wat ooit al in die University of Cape Town gestudy het, jy was jou ou college, né? Regtig ou. Ek hou van sulke history, as jy na skool gaan wat oud is. Hy kom al vir dekades en partykeer eeue saam. In 1890 is die Yosemite National Park established hier in Amerika, daar in California. Yosemite, ons het al daar verby gery. Ek was al deur baie national parks. Daai tyd, die was 'n goeie ding. Hier was in 1890 wat hulle die eerstes begin erken het as national parks. En as jy daar in die weste van Amerika ry, veral in Utah en in Montana, daai omgewings, daar's baie national parks daar so ook. Daar's national parks reg oor die land, maar is nice. Dis goed dat hulle dit al besluit het om die national parks te maak. Dis 'n lekker plek om te besoek. In 1908, Ford Model T beskikbaar, vandag, die 1 Oktober, $825 vir ene. En daai tyd het Mr. Ford gesê, you can buy the Ford Model T in any color as long as it's black. Hy het dit net in swart gemaak. In 1931 word die Washington Bridge geopen. Dis die brug wat New Jersey met New York connect. Ek was al 'n paar keer oor daai brug. Hy staan nog steeds daar van 1931 af. Dis nou al amper 100 jaar. Obviously hy kry sy maintenance en so aan. Maar dit was die eerste brug van New Jersey af na New York City toe, om New Jersey en New York te connect met mekaar. Baie history. As jy eendag in New York City kan uitkom, jy het 'n paar dae nodig as 'n toerist om daar deur te gaan, om alles te experience, en daar's baie history in New York City. Lekker om vakansie te hou, jy weet, so vir 'n paar dae, maar nie om daar te bly nie, dis te veel mense. Dan die Nuremberg Trials in 1946 op vandag, die 1 Oktober, het 'n klomp Nazi-leaders gesentens op vandag se datum, van al die crimes wat hulle gepleeg het daar tydens die Tweede Wêreldoorlog. En dan ook vandag, 1949, is die People's Republic of China gevorm. Hulle het oorras kommunisties geraak. En in 1960 het Nigeria hulle independence gekry van die United Kingdom af. So 'n klomp dinge, het lyk my independence en so aan het in hierdie op 1 Oktober gebeur in verskillende jare. 1969 het die Concorde, vandag die 1 Oktober, het die Concorde vir die eerste keer die sound barrier gebreek. En later weet ons wat hy, Concorde ry so teen Mach 2, en hy ry van Londen af New York toe in 3 ure. So die tyd wanneer hy opstyg in Londen en die tyd wanneer hy land in New York, het jy 'n paar uur verloor as jy, dan moet jy jou oorlosie terugstel. So die dag het agteruit beweeg vir jou. En dan in 1971 is Disney World geopen in Orlando in Florida, 1971. Ek het Disney World baie besoek, baie. Ons het daar gebly in Orlando en season passes gehad. As jy kan eendag daar uitkom, dis vir die kinders iets, dis soos 'n droom wat hulle het, man. Dis net baie duur, regtig baie duur. Ons redelik goedkoop gegaan, want ons was local residents, maar ook military discount gekry, maar net vir jou as 'n besoeker,
ongelukkig fraktuur is $130 'n dag per persoon. So, as jy eendag wil gaan soontoe, begin nou al spaar. Dis ons nuus vir vandag in die history. Geniet julle dag en sien ek julle weer môre.